Goeiemôre vriende. Welkom vanmôre. Vanmôre is weer 'n geleentheid waar ons bietjie doop en 'n persoon aanneem. En dis 'n besonderse geleentheid waar ons waar die Here se genade, waar ons dit sommer so ervaar. Julle kan aankom. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid. Terwyl ons so stil raak, wil ek graag vir Psalm 34 lees. Die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle, wat vir die Here ontzag het, en hy red hulle. Beproef dit en ervaar die Here is goed. Gelukkig is die mens wat by hom skuil. Julle moet ontzag hê vir die Here, julle wat aan hom toegewy is, want wie vir hom ontzag het, ly geen gebrek nie. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie wonderlike lied saam daarom, saam met die video, so sittende saam, en dit vervat nogal baie van hierdie woorde. Om te bevestig dat die drie-ene God vanmôre hier teenwoordig is, die God wat ons kom aanbid, groet ons mekaar in die naam van die drie-ene God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Om te bevestig en ons weet die Here is hier teenwoordig
Kom ons staan, dan besing ons sy lof met hierdie wonderlike lied. Kom dank na almal God, saam met die orgel, vers 1, 2 en 3 staande saam, tot eer van sy naam. Ek vra dan dat Reinhard na vore sal kom. Kan sommer net hier voor my kom staan. Reinhard, toe jy gedoop is, het jy ouers voor die Here beloof om jou so groot te maak dat jy die Here sal leer ken. En tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser sal kom. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy nou antwoord op die beloftes wat jou ouers met jou doop gemaak het. Belydenis van geloof af te lê beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy nou in jou hart glo. Naamlik dat Jesus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou en dat jy graag volgens sy woord wil lewe. Dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees en dat jy as 'n getuie in hierdie wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur die jare in die katedese het jy 'n sekere kennis oor God en die Bybel in die kerk verwerf. Vandag sê jy dat dit nie net verstandskennis is nie, maar dat jy ook met jou hele hart daarop vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om die erediens vir God en die gemeente hiervan te getuig. Ek wil graag hê na die volgende vraag luister en daarop antwoord. Glo jy dat die leer soos die Ou en Nuwe Testament in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word die ware volkomme leer van verlossing is? Beloof jy om as 'n lidmaat van die gemeente van Christus, deur sy genade in die belydenis van die leer, tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om te dien, sy naam getrou te bely voor mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat antwoord jy? Ek vra dan dat die kerkraad na vore sal kom, die verteenwoordiger. Reinhard. Filippense 3 vers 13 tot 14. Ek maak my los van wat agter is
en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom. Baie geluk, baie welkom. Jy moet net daar teken. Sy staan nog hier so voor. Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis, wat jy sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat jy belydenis lidmaat van die Nederduits Gereformeerde Gemeente en Hulp en Hoop is. Jy moet alles in jou vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat jy die ewige lewe se prys kan verkry. Gemeente, ons moet omsien na hierdie lidmaat van ons. Ons moet omsien en sorg vir hom. Ons moet vir hom bid, nou vir sy gesin ook. Moedig hom aan en leef in liefde saam met hom, sodat God se naam verheerlik kan word en Jesus se liefde uitgedra kan word. Jy is 'n lid van die liggaam van Christus. Verheerlik hom deur jou lewe as heilige offer vir hom te gee. Kom ons sluit die oë, dan bid ons vir jou. Here, as 'n volwasse persoon so kom in belydenis van geloof aflê, Here, dan kan ons net jubel en juig saam met U. Waar 'n volwasse persoon kom sê, ek weet, Jesus Christus is my saligmaker en verlosser, en ek gaan my gesin, my lewe inrig tot eer van die Here se naam. Ek gee myself as 'n lewende offer. Wat 'n voorreg, Here, dat ons nog in 'n lewe waar mense so hulle geloof wil kom getuig. Maar ons weet, Here, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Daarom kan ons hulle net sien vir hom seën en sê, mag die liefde van God en die genade van ons Here en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met hom wees, want ons weet, Here, in U het U al klaar die bose oorwin. En as hy gefokus bly op Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, omvou met die liefde van God, sal hy die wenstreep behaal. Seën hom, Here, met U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Gemeente, kom ons staan en sing ons, laat hier die seën op hom daal. Lied 268. Ons vra nou, jy kan hier sitplekke inneem, dankie, en ons vra dat die ander doopouers nou na vore sal kom en by hom kom aansluit. Gaan die kindertjies nie saam kom staan nie, dat hulle besluit, ek verstaan. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek het nou laasweek begin met 'n storieetjie vir die kinders, so ek sal weer 'n storieetjie vertel. Die storie gaan so, ek nog kyk hoe kan ek hom verander, dat dit nie 2 keer dieselfde storie is in 1 week nie. Die storie gaan so, daar was 'n koning wat baie lief was vir groot mense en vir kinders, was die storie gewees. En as 'n teken van hierdie liefde wat hy gehad het vir volwasse mense en vir kinders, het hy gebruik gehad in hierdie wonderlike koninkryk van hom, dat alle kindertjies vir hom moet gebring word. En dan het hy 'n seël op daardie kinders gesit, net soos wat 'n koning so 'n seelring gehad het, wat hy op sy briewe gesit het, het hy dan 'n seël op hierdie kind gesit. En wanneer hy sy seël op hierdie kinders gesit het, het hy gesê, hierdie kinders behoort aan my. Ek is lief vir hulle, ek sal vir hulle sorg, en dat hulle deel word van hierdie koninkryk, dat hulle deel word van sy volk. En dan wanneer die kindertjies uiteindelik gebore is, het die ouers hierdie kindertjies na hierdie koning toe gebring.
Wat die wonderlike is, hierdie kinders kon niks doen om dit wat hierdie koning vir hulle gee te verdien nie. Hulle kon nog nie praat nie, hulle kon nie self kies nie. Hulle kon nie self besluite maak nie. En dit is juis wat so mooi is van God se genade vir elkeen van ons. Dat hierdie kindertjies alreeds ingesluit is, dat hierdie koning hulle eerste lief gehad het. Maar nou kom hier 'n belangrike ding. Hierdie kindertjies moet groot gemaak word, sodat hulle kan weet, waar pas hulle in hierdie liggaam van God in? Hoe word hulle groot gemaak, sodat hulle hierdie koning self kan dien en vir hom kan lief word, en uiteindelik kan reageer op hierdie seël wat hy op hulle geplaas het. Dus kom die formulier van die doop sê vir ons. En ons het dit gedoen in ons doopgesprekke, waar ons sê, en elkeen van ons wat al gedoop is, moet hierdie kan onthou. Dat die doop is soos 'n testament, is deel van die verbond, is 'n nalatenskap, wat al reeds begin het daar met Abraham in Genesis, waar God sê dat ons en ons kinders ingesluit is met hierdie nalatenskap, hierdie rykdom van sy skatte van sy koninkryk wat vir ons gegee is. Dit sê vir ons dat God ons baie lief het. Dit sê vir ons dat Jesus Christus ons saligmaker en verlosser is, en dis kom ons almal hier is. Dit sê vir ons dat die Heilige Gees saam met ons is, en ons vorm, en van ons nuwe mense maak. Elke keer by die doopbelofte, dan sê ons vir ons kan eintlik nie hierdie verdien nie, want die sonde waarmee ons in die wêreld gekom het, maak dit ons eintlik maar die dood verdien. Maar deur die genade van ons Here Jesus Christus, deur die liefde van God, en die werking van die Heilige Gees, kry ons hierdie rykdom, hierdie nalatenskap, hierdie toegang tot hierdie koninkryk van God. Ons kom sê ook hier vir mekaar, dat doop moenie verkeerd verstaan word nie. Dis nie waar kinders hulle name kry nie. Dis nie maar net 'n tradisie wat ons ter wille van ander mense gedoen word nie. Dis kom ons sit nie op 'n ander plek as in die kerk nie, want hulle word deel in hierdie gemeente, in sy genadeverbond ingedoop. Dit gaan ook nie oor 'n buitengewone handeling wat ons doen om ons teen sleg en boos te beskerm nie. Hier kom die mooi woorde, wat vir elkeen van ons so kardinaal belangrik is. En as ek daai water vat en ek gebruik so baie water en ek probeer vir mense sê, dis soos as wat hierdie water oor hierdie kind se gesiggie gaan. Dit gaan oor die doop, oor die drie enige God wat hom aan ons en ons kinders kom verbind. Sê is myne. Terwyl die kindjies ingebring word, gaan ons hierdie mooi, fantastiese lied sing. Lied 292 vers 1 en 2, my enigste troos. En asseblief luister na die woorde wanneer ons hierdie lied sing. Julle het gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as ouers op die volgende vraag gaan antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans aan Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte het verwoord as die ware en volkome leer van verlossing. Beloof julle om hierdie kind en kinders na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ek
Ek wil weer dat die kerkraad na vore sal kom. Wie is die eerste, Johan? Kylie, hoe spreek ek haar naam? Almey. Kylie Almey Farrell. Gaan jy afwas? Sit te bom. Kom staan eens. Jy kan voel, is net water, liefie. Voel, is net water, gaan niks hier maak. Ek het ook altyd so bewoe. Kylie Almey Farrell, doop in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ontvang dan ook ons nuwe lidmaat, Kylie. Handteken. Volgende een. Net Rolf. Klein Rolf, of is dit, gaan hy groter wees as ander Rolf? Rolf Farrell, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Gemeente, ontvang dan ook ons nuwe lidmaat, Rolf. Sy baie geluk. Ruwei. Gaan afwas, hè? Ruwei. Maria. Ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Sê, baie geluk. Ontvang dan ook ons nuwe lidmaat, Ruwei. Ruan, net Ruan. Kom, Bo. Ek prachtig. Het jy stuk dasie? Ruan, doop jy in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Vriend, dan ontvang ook ons nuwe lidmaat, Ruan. Sê, baie geluk. Wil jy hom mee? Het jy hom? Ja. Dat is hy. Julle kan daar gaan. Ok, julle kan hier naby my staan, dan gaan ek vir julle bid. Ook die seën op julle toe bid. Here, as ons sommer net die storie gehoor het, U wat 'n besonderse koning is. 'n Koning wat vir ons gekruisig is, gesterwe is en opgestaan het, die troon bestyg het en vir ons 'n koninkryk geskep het waar ons God se liefde kan ontvang. Hierdie kindertjies, Here, is ingesluit in daai verbond, al verstaan hulle nog niks. Maar U sê hulle behoort aan U. U sal hulle versorg en beskerm en deel maak van die koninkryk. Ons bid vir hierdie ouers, U teenwoordige krag en seën toe, dat hulle hierdie kinders sal groot maak en die weet totdat hulle kan bely, maar Jesus is my verlosser. Ek bid ook vir hierdie gemeente, dat ons geseën sal word met 'n ongemaak om vir hierdie familie by te staan. Here, ons kinders is vir ons belangrik. Seën hulle, dat hulle kan groei en ook kan 'n seën word eendag in hierdie wêreld. Mag ons U liefde en U genade ervaar vanuit U teenwoordigheid. Mag ons leef vanuit U hoop. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Gemeente, kom ons staan, dan doen ons die geloofsbelijdenis saam, en dan kan ons nuwe lidmate saam met die gemeente, hulle sit lekker neer. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het.
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke mag. Ek wil dan ook vir al die families, die oumas, die oupas, ook sê baie geluk met hierdie besondere mooi dag vandag. En dan wil ek ook vir almal wat Kenny gebruik ook in ons gemeente, hierso by die doopbak staan ek na die tyd. Dis nie 'n weerdoop nie, dis 'n doopviering, so wat ons verjaarsdag vier, die dag toe jy weet, die Here hom aan jou kom verbind het. Ek staan net hier by die bak en ek maak 'n kruisie op jou kop, en dan weet ons, dis 'n verdieping van ons geloof, dat die Here hom aan ons en ons kinders kom verbind het, en ook aan jou. So na die afloop van die diens sal ek hier wees, as jy weer jou doopviering wil kom doen. Terwyl ons so sit, gaan ons net hierdie liedjie sing saam met die video. U tel my op, so sit in dis saam met die video.
Vriende, ons skrifgedeelte is vanmôre Markus 16. Maar ek wil hê ons moet net eers bid voordat ons hierdie woord gaan mooi deurstap. Here, wanneer ons weet hoe groot ons sonde is. Here, wanneer ons weet wat Paasnaweek gebeur het, hoe groot u genade is. Vader, wanneer ons weet, u tel ons op hoe groot u liefde vir ons is. Dis wanneer ons nou sommer net kom in afwagting stil word. En hierdie woord wat ons gaan open is nie net 'n woord nie, Heer, maar dis u heilige woord. U ken elkeen van ons vandag hier. Van binne na buite, u het ons sorgvuldig aan mekaar geweef. Daarom het ons 'n begeerte dat u met ons sal spreek. Dat hierdie woord vir ons sal open en dat u ons daarmee sal vorm, sal toerus, en watter antwoorde ook al op ons hart mag wees. Mag ons u teenwoordigheid ervaar, Here. U verskyning. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Die tema vir môre is dan aangenaam verras. Ons het vanmôre babetjies gedoop. So meeste wat al met kinders te doen gekry het, sal miskien daardie moment onthou, waar die ma miskien met 'n stokkie of 'n ding ingestap het by die vertrek, of op 'n manier vir die pa suggestief 'n dummy of 'n ding op 'n toonbank gelos het, of miskien 'n paar skoentjies gestuur het, of, kyk, ons mans is maar stupid, so jy moet op 'n manier, plek hulle net sê, daar's 'n babatjie op pad, jy weet, ons sien nie altyd die tekens nie. En dan weet ek nie wat die vroue se reaksie is van hoe ons gaan reageer wanneer sulke goed gaan gebeur nie. Maar meeste van die tyd is daar baie emosies wat loskom wanneer daardie nuus aanbreek. Dis asof jy amper wil sê, kan dit waar wees? Is dit so? Is dit nie miskien 'n fout nie? Of jy weet, jy begin al hierdie goed begin in jou kop rondhardloop as jy hierdie nuus begin hoor, daar's 'n klein ding op pad. En dan op 'n stadium, na al hierdie emosies gebeur, dan gaan jy en jou vrou saam en dan gaan sien jy daai sonaar, en wanneer jy daai eerste hartklopie hoor, dan besef jy, hierdie is nou nie meer 'n miskien, 'n wat as, hierdie is nou 'n werklikheid. En elke keer as daai besoeke plaasvind, dis wanneer 'n mens begin besef, alles is oké, alles is besig om te gebeur. Alles is besig om goed te gaan. Totdat daai dag, waar daai klein ding verskyning maak, en jy weet, die wêreld gaan net nooit weer dieselfde wees nie. Niks kan ooit weer dieselfde wees nie. Alles het verander. Op alle fasette van jou lewe het alles verander. Nou, ons het so 'n paar weke terug het ons Paasnaweek gevier, met die nagmaal die donderdag, Jesus se kruisiging die Vrydag, Jesus in die graf die Saterdag, stil Saterdag, Sondag die opstanding wat ons met die sonsopkomsdiens gevier het, en sommige kerke het dit in hulle kerke gevier. En toe het ons laasweek weer 'n bietjie gesels hier by ons oor die opstanding. Wat beteken die opstanding en hoe die opstanding vir ons 'n kompas is, 'n lewende hoop. Vandag gaan ons bietjie verder en ons praat oor Jesus se verskyning aan mense. En vandag ons spesifiek aan sy disippels daaroor praat. En hoe dieselfde emosies deur hulle gaan, soos wat met ouers gebeur wanneer hulle die dag hoor, hier kom 'n nuwe lewetjie in ons lewe. Kan ek dit glo? Is hierdie 'n werklikheid? Wat gaan alles daarmee saam? Totdat Jesus sy verskyning maak en alles verander, en niks kan ooit weer dieselfde wees nie wanneer Jesus jou wêreld kom betree. En die vraag is dan wat ons moet vra, as ons hier wegstap vandag, is Jesus nog besig om in ons lewens vandag sy verskyning te maak? En hoe verander dit jou lewe? Kom ons lees hierdie mooi gedeelte uit Markus 16. Jesus se verskyning aan sy disippels. Hierna het hy in 'n ander gestalte aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland. Hulle het dit vir die res gaan vertel, maar die het hulle
ook nie geglo nie, net soos daai pa. Later het hy aan die 11 verskyn, terwyl hulle vir ete aangeleen het. En hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van die hart, omdat hulle die mense wat gesien het, dat hy opgewek is, nie geglo het nie. Hy sê toe vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Hierdie tekens sal hulle wat tot geloof gekom het vergesel. In die naam sal hulle demone uitdryf en nuwe tale praat. As ons hierdie gedeelte so lees, dan sien ons nogal twee goed in hierdie gedeelte. Ons sien daarso hoe Jesus se disippels hom nie herken het nie, dit staan nogal vir ons uit. En dan sien ons die woorde van ongeloof en twyfel, hierdie disippels, sien ons nogal daarso daar. Kom ons kyk eers na hoe hierdie mense hom nie herken het nie. Dan wonder 'n mens, hoe is dit moontlik dat Jesus se disippels wat saam met hom sy lewensreis aangepak het, toe hy aan hulle verskyn het, hom nie kon herken het nie. Hoe is dit moontlik? Nou daar's nogal baie teorieë hieroor en dis nogal groot debatte wat in die wêreld aan die gang is oor hoekom sal so iets gebeur het dat hom nie kon herken nie. Die eerste een is daar in Lukas 24 staan daar, hulle oë is verhinder om hom te herken. Dat dit God is wat opsetlik dit gemaak het dat die mense Jesus nie kon herken nie. Dan sal mense dink, maar hoekom het dit gebeur? Het dit gebeur om onmin of toes, hoekom sal God dit gedoen het dat hulle Jesus Christus nie kon herken nie? En die antwoord is eenvoudig, want dit was meer as om net met die oë Jesus te sien. Want dit het gebeur wanneer Jesus homself aan mense openbaar, dan sien hulle nie net met hulle oë nie, maar hulle sien met hulle harte. Daai verskyning van Jesus hier binne in jou, wat jou geloof bewerkstellig. Dit is die eerste teorie. Die volgende teorie is natuurlik, dat die disippels se emosies net soveel was wat gemaak het dat hulle op sigself wat voor hulle verskyn het net nie kon raak sien nie. Onthou hierdie disippels van Jesus Christus het alles agtergelos. Jesus het sê, los, volg my, en meeste van die mense het hulle hele wêreld net so gelos, hulle families, hulle bestaan, hulle dorpe, en hulle het saam met agter Jesus begin aanloop. Jesus se droom het ewe skielik hulle droom geword. Jesus se werklikheid en Jesus se manier van doen het hulle sin geword. En met hierdie nuwe droom het hulle hom begin volg en hulle het nuwe ideale en nuwe idees begin kry. En op 'n dag, letterlik het hulle drome aan 'n kruis gehang. En Jesus het gesterf. Dink net hoeveel emosies moes deur daai mense gegaan het. Onsekerheid, twyfel, wat ding is hier besig om te gebeur met ons Here Jesus Christus wat op die kruis hang? Hoe lyk ons dag van môre, want ons het alles agtergelos? Hoe gaan ons terug na ons families toe? En daardie emosies was net te veel om hierdie werklikheid van Jesus Christus in ons midde te sien. Die derde teorie is dat Jesus Christus was in 'n ander liggaam, sy opgestaande liggaam, die verheerlikte liggaam was net anders. Ons sien dit in hierdie Markus gedeelte, Markus 16. Hy het in 'n ander gestalte aan hulle verskyn. In die gedeelte in Johannes, want hierdie gedeelte speel in verskillende evangelies af. In die Johannes evangelie sien ons ook hoe Jesus ewe skielik agter geslote deure, mure en deure en goed kon hom nie meer uithou nie, het hy sommer net aan hulle verskyn. Sy verheerlikte liggaam was sommer net anders te gewees. Nou, as ons werklik eerlik met mekaar is, hierdie speel nog net so in ons wêreld af soos vandag. Ons leef ook in 'n wêreld waar ons sê, waar is God? Hoekom sien ek God nie raak nie? Wat is besig om te gebeur? Hoekom is God afwesig? Net soos daai disippels, is ons emosies as gevolg van die trauma, soos die trauma wat hulle ervaar het, van wat met Jesus gebeur het, ons het die trauma wat met ons gebeur, en dit word net te groot, en maak dat ons die Here in ons lewe net nie kan ervaar nie. Somtyds gebeur dit, dat op 'n manier, dat die Here op 'n ander manier homself aan ons verskyn, as wat ons gebede voorvra, en dan kan ons dit net nie sien, soos die Here aan ons gebed nie. Maar weet julle wat is die wonderlike? God se teenwoordigheid hang nie af van ons sig, hoe ons dit wil sien nie. God is teenwoordig altyd in ons bestaan. En dan is hierdie mooi gedeelte van Markus, hierdie mooi troostgedeelte wat ons elke dag moet ervaar. Jesus loop daar saam met die Emmausgangers op die pad. Jesus kom sit saam met mense aan tafel.
Hierdie troostgedeelte, al kan mense hom nie sien nie, al kan hulle hom nie ervaar nie, is God teenwoordig. Die drie-enige God se koninkryk het in Jesus Christus naby gekom en is hy teenwoordig in elke faset van ons bestaan. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Weet julle wat maak soms dat ons dit ook nie kan sien nie? Die antwoord lê hier. Daardie woorde wat ons hoor van ongeloof, twyfel. Jesus praat hier met sy disippels en verduidelik van 'n harde hart. Nou wanneer ek in my Bybelstudies met die mense praat, dan sê ek altyd vir hulle oor die hart. In die Bybelse tyd het mense gesê, jou hart was die sentrum waarmee jy jou besluite maak, en ek sê dit baie ook in prediking. Hierso het hulle geglo, maak jy jou oordeelsbesluite, jou etiek, die manier van hoe jy mense gaan hanteer, die manier wat jy situasies gaan hanteer, word hier bepaal, hier binne in jou hart. Jesus kom sê, maar jou hart is hard. Dink bietjie mooi in ons wêreld wat ons leef. Wat beïnvloed hierdie hart van jou? Partykeer as mense met ons hanteer, dan word jy bitter. En bitterheid neem hierdie hart van ons oor, en dit beïnvloed jou besluite, hoe jy ander mense hanteer. As mense jou te nagekom het, en jy voel onregverdigheid en regverdigheid, hoe dit die sentrum van jou besluite begin beïnvloed. Harde harte. Weet die gevaarlikste ding wat besig is om te gebeur, in vandag se tyd, is kennis. Ek luister so baie, want onthou die duiwel, daar's iets soos duiwel, boos, hoe jy dit ook al wil noem. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, en die boos wil nie hê ons moet in 'n lewende verhouding met die drie-enige God leef nie, hierdie God wat in 'n verhouding met ons wil kom leef, hierdie eenheid, hierdie harmonie, hierdie vrede wat ons so baie oor praat. Wat kom dit? Dit kom bring kennis. Daar kom al hierdie teorieë wat sê, miskien net het Jesus nie werklik opstaan nie, miskien net, wat as Jesus nie die enigste weg is nie, wat as ander gelowe so goed ook waar is, wat as kennis belangrik is met jou eie bewerkstelliging van jou regverdiging. Soveel mense word oorweldig met hierdie wat as kennisse, en hierdie teorieë wat hulle laat begin twyfel in 'n geloof, wat hulle harte begin haatmaak, om nie God se teenwoordigheid, sy verskyning in hulle lewe te begin ervaar nie. Wat vir my die grootste kommer is, nie wel dat ons vandag gaan leef, is die kennis wat maak dat kerke uitmekaar uitskeer. Wat gelowig is, die bose, ons dink altyd die bose gaan groot goed gebruik om mense te laat twyfel en nie meer te laat glo nie. Die bose gebruik partykeer Christenskap. Net klein dingetjies om te maak dat ons nie meer saam kerk toe kom nie. Elke ou vorm sy eie ou groepietjie, want dis daai werk nie meer vir my nie en daai werk nie meer vir my nie, en so begin ons versplinter. Begin nie meer saam staan nie. Dat selfs daai kennis nie meer eenheid bewerkstellig nie. Wat hierdie harde harte bewerkstellig. En wanneer Jesus Christus aan hierdie disippels verskyn, is daar tog iets wat ons moet oplet. Wanneer hy verskyn, kom hy nie en hy sê kom ons vier fees en daar's 'n mooi geleentheid nie. Wanneer Jesus aan hierdie mense verskyn, raas hy met hulle. Lees hierdie vers 14, hy sê, hy het hulle verwyd. Hy sê, julle het gehoor van my opstanding, maar julle ongeloof, die hardheid van julle hart, het gemaak dat julle dit nie glo nie. Ongeloof is nie om te sê, ek verstaan nie. Wanneer ons sê, ek hoor hierdie ding, maar ek verstaan dit nie, dan, ek weet, wanneer my kind my iets verduidelik, of wanneer my vrou my goed verduidelik, dan sê ek, help my om te probeer verstaan uit die oog hoe julle dit sien, sodat ek op dieselfde vlak kan kom. En dis hoe geloof, dis hoe ons in ons godsdienst ook moet werk. Help my om te verstaan, om nader aan hierdie God te gebeur. Ongeloof is om nie oop te wees vir wat God in jou lewe wil kom doen. Om heeltemal jou rug op God te draai en te verwerp. Om te weet die Here het opgestaan, die Here reik in sy liefde uit na jou toe, wil die koninkryk van tuis, nie sê nee, ek stel nie belang nie. Dis ongeloof. En weet julle wat, is daai harde hart, daai geslote hart, gaan jy nooit God se teenwoordigheid, sy verskyning in jou lewe kan ervaar nie. En ons moet versigtig wees. Ons weet,
En die wêreld daar buite sien dit gebeur, hoe kerke net nie meer 'n impak maak nie, net nie meer kredietwaardig word nie. Ons moet versigtig weet dat ons weet die Here het opgestaan, en ons weet ons het die Here nodig in ons lewe, en jy weet wat jy moet doen is om te glo. Maar op die einde van die dag word dit so deel van jou alledaagse gewoontes, gaan nou en dan kerk toe, sal bid as ek iets nodig het, maar jy het nie meer hierdie passie om nader aan God te beweeg en te sê, vertel my meer, laat ek meer groei in my geloof nie. Dat jy eintlik maar besig is dat geloof net 'n godsdienstbeoefening word, 'n gewoonte in jou lewe. En dan is jy besig om te begin jy nie meer God se goedheid, sy klein genadegawes in jou lewe ervaar. Begin jy dit heeltemal mis in jou bestaan. Wanneer Jesus in jou lewe verskyn, wanneer hy in genade jou lewe kom betree, dan daai ontmoeting skep jou geloof, verdiep jou geloof. Ons weet, hy betree jou wêreld, en ons weet in Romeine 10 staan daar, die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Jesus Christus. Met die verkondiging van die woord kom geloof. Maar mense dink is om net die woord te gaan verkondig. Daar was eendag 'n evangelis wat hier in die dorp, hulle het net die papiertjies uitgegooi en gesê, dit is hoe geloof kom is om dit so te verkondig. Ander mense het sê, ek hoef net op 'n straathoek te gaan staan met 'n mikrofoon en dit net uit te saai vir die wêreld. Ek breek niks van dit wat hulle doen af nie. Dit is so, daai woord moet by mense kom. Maar weet julle hoe werk geloof? Dis wanneer Jesus Christus, dis wanneer daai woord aangehoor word, en wanneer jy daai woorde gehoor het, in die Here in genade jou welkom betree, en ewe skielik word daai woorde lewendig in jou bestaan, en jy daai ontmoeting begod, wat alle verstand te bowe gaan, dan ontmoet jy die opgestane Here, en het hy in jou lewe kom verskyn, en dan verdiep jou geloof, en jy kan dit vir niemand verduidelik nie. Die Emmausgangers, ding mooi toe hulle op daai pad geloop het. Jesus het saam met hulle gewandel, en hulle het hom net nie gesien nie, hy het met hulle gepraat. En toe hy daai brood breek, toe gaan hulle oë oop, en hulle sien hier die Here Jesus Christus, en toe sê hulle vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe ons saam met hom op die pad gewandel nie? Hy het hulle vertel, hulle het vir mekaar die woord gedeel, en toe hy daai brood breek, ewe skielik het hulle daai ontmoeting gehad, het hy in hulle lewe verskyn, en hulle harte het verander. Harde harte wat verander het in geloofsharte. Dit word 'n innerlike oortuiging en 'n ervaring met die lewende God. Hier is die wonderlike ding, net soos wat ons vandag hier met die kinders gedoen het. Jesus ontmoet ons in die wêreld waar ons is, selfs in ons ongeloof, selfs wanneer ons twyfel, selfs wanneer ons met ons die moeilikste gaan. Ons almal weet dadelik die storie van die ongelowige Thomas. Dink bietjie mooi die Thomas, die ongelowige Thomas. Hy sê ek wil voel, ek wil vat, ek wil ervaar. Jesus verwyd hom nie, hy veroordeel hom nie. Jesus sê, kom na my toe, kom steek jou vingers hier binne en kom voel my teenwoordigheid. Jesus ontmoet ons in die wêreld waar ons is. En dan kyk jy so wat hier gebeur. Jesus se verskyning lei ook tot 'n opdrag. Hy sê toe vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. As ons hierdie opdrag hoor, Jesus het hierdie mense, hy het opgedaag, hy het met hulle geraas, hy het hulle opgevoed, hy het hulle bemagtig, en dan gee hy vir hulle hierdie groot opdrag. Nou moet julle gaan na mense toe. Ons het nie 'n keuse wie die mense is na wie toe ons moet gaan nie. Ons kan nie kies hoe op watter wyse of wanneer dit moet gebeur nie. Hy stuur ons na mense toe. En wanneer jy weer die opgestane Here het aan jou kom verskyn, dis wanneer ons die evangelie verkondig met woord, met daad, met ons hande en ons voete. Iewers in jou lewe, wanneer jy die dag nie okay is nie, en iemand kom en gee jou drukkie, daai dag ervaar jy God se klein genadegawe, sy verskyning deur iemand wat in sy liggaam funksioneer met gawes en talente. Wanneer iemand siek is in 'n bed, en jy voel stoksiel alleen, en iemand kom gee vir hulle 10 minute van hulle tyd en spandeer tyd met jou, ervaar jy 'n geskenk van God, waar die liggaam van God mekaar dra en versorg en ondersteun. Hy sê, weet julle wat?
As jy die teenwoordigheid, die verskyning van God in jou lewe ervaar het, gaan nou uit en verkondig hierdie blye boodskap. Hy sê, want weet julle wat? Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Geloof is die sleutel tot die ewige lewe. Maar ongeloof, waar jy nie 'n dankie sê vir God, dit ongelukkig bewerkstellig nie daardie lewe nie. Dink mooi hoe hierdie disippels gegaan het, van twyfel, is dit 'n werklikheid, hoe hy hulle gelei het tot geloof, die transformasie wat daar plaasgevind het, hoe hy hulle bemagtig het en gestuur het. Dink bietjie aan hierdie ouers, die proses wat daar plaasvind, van die eerste keer wat hulle die woorde hoor, hoe hulle met daai sonartjie hoor, hoe hulle begin droom, hoe hulle self hulle visie gee, al die goed wat hulle begin aankoop, die kerkkot, die pram, kameras, video's, doeke, al die goed wat gebeur, want hier kom iets groots, totdat daai kind kom en verander. As die Here Jesus Christus jou wel betree, dan kom hierdie spanning van God se koninkryk in jou wêreld in. Dan word jy daagliks gekonfronteer en begin jy verander en God begin vir jou wys hoe en op watter wyse verwag hy van jou om deel te word van die koninkryk van God. Ons moet versigtig wees dat ons nie verval in die leuen van die wêreld. Dat ons so gemaklik raak, dat ons dink al wat ons moet doen is om te glo. Ons het gehoor toe ons vir Reinhard sê, jy moet jou lewe gee as 'n lewende offer. Dit beteken jy moet elke dag besef hoe groot jou sonde is. Elke dag besef hoe leef jy uit dankbaarheid. Elke dag besef wie is die een wat vir jou die lewe kom aanbied en hoe is hy in jou wel besig om hierdie verskil te maak. God wil elkeen van ons stuur. Daar wag mense daar buite wat wag vir daai klein genadegawes van die koninkryk van God. Maar as jy nog nie sy verskyning ervaar het nie, hoe kan jy gestuur word? En as jy nie elke dag is oop is vir sy verskyning nie, hoe kan jy die teenwoordigheid van God sê dis 'n werklikheid? Hierdie verskyning is bedoel vir almal van ons. Wanneer ons aan die einde van die diens vir mekaar sê, ontvang die seën van die drie enige God, laat dit julle versterk in hierdie week wat voor lê, is dit nie maar net woorde nie. Dis 'n magtige werklikheid van waaruit ons gaan leef in die week wat kom en wat ons vir mekaar moet uitdeel. Mag elkeen van ons werklik hierdie gedeelte ontvang. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, elkeen van ons is hier so vandag, deur U geroep. Elkeen van ons hoor hoe U betrokke wil wees, hoe U in ons lewens wil verskyn. U verskyn daagliks in almal se lewe en ongeluk is daar baie mense wat sê, ek twyfel. Dit kan nie wees nie. Dis nie 'n werklikheid nie. En sonder dat ons weet, omdat die bose besig is om hierdie ongeloof, hierdie leuen oor ons gesigte te trek, nie net die gesig van ons, die uitkyk van ons lewe nie, maar ons harte om nie God se teenwoordigheid te beleef en te sien nie. Word ons harte hard en draai ons rug op die wêreld. En wat nou ons harte hard word, kan ons nie koninkrykswaarhede leef nie. Ons kan nie leef U liefde, U vreugde, U hoop, U geluk, U vreugde. Al daai gawes van die Gees kan nie in ons en deur ons vloei na hierdie wêreld nie. Wanneer ons sê seën ons, dat ons 'n seën vir die wêreld kan wees, ontdek ons hier rykdom, maar Here, dis nie net ons eie eiendom nie. Ons is deel van iets groter as onsself. Ons is deel van U beweging, U koninkryksbeweging. Mag ons almal U verskyning, U genade elke dag ervaar. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. En mag ons twyfel, ons geloof, net soos daardie disippels, omskep word in geloof wat maak dat ons in beweging kom, sodat ons U opdrag kan ervaar. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Net 'n paar enkele aankondigings uitwys. Jy word uitgenooi vir tee in die kuierarea. Die deurkollekte gaan vanmôre vir Februar radiostasie. Daar's môre aand koneksiegeleentheid hierso by die kerk. Asseblief bevestig net u teenwoordigheid, want ons net weet vir Karen 'n reis om voor te berei. En dan die ek dink dis al wat ek nou moes gesê het. Die ander is klaar gebeur. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied saam met die video Ek wil U loof, en dan bly jy staan vir die seënuitspraak. Ontvang nou die seën van die Here, mag dit met u wees in hierdie week. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, met u wees van nou af tot in alle ewigheid. En niks, maar niks kan ons ooit van die liefde van God skei nie. Amen.